Paulus' brief aan Titus. Titus was 'n Griekse volgeling van Jesus wat vir jare 'n betroubare medewerker en reisgenoot van Paulus was. Hy het in die verlede al 'n paar keer vir Paulus in krisissituasies gehelp. En in hierdie brief ontdek ons dat Paulus hom die taak opgelê het om na Kreta te gaan, 'n groot eiland aan die kus van Griekeland, om orde te herstel aan 'n netwerk van huiskerke. Kretense kultuur was egter berug in die antieke wêreld. Een van die Griekse woorde vir om 'n leenaar te wees was kritizo, om 'n kretenser te wees. Hierdie mense was berug vir skelmwees en gierigheid. Die meeste van die mans op die eiland het as huursoldate diens gedoen vir wie ook al hulle die meeste betaal het. En die eilandstede was bekend daarvoor dat hulle onveilig was, vol geweld en seksuele korrupsie. Die eiland Kreta het egter verskeie strategiese hawens gehad en hulle het stede reg oor die antieke Mediterrane See bedien. So vir Paulus was dit die perfekte plek om 'n netwerk van kerke te stig. Ons het nie al die besonderhede nie, maar op een of ander manier het hierdie kerke onder die invloed van korrupte Kretensiese leiers gekom. Hulle het gesê dat hulle Christene was, maar hulle was besig om die kerk te verwoes. So Paulus het aan Titus die taak opgelê om dinge te gaan regryk. En hierdie brief was die instruksies. Dit het 'n eenvoudige ontwerp. Na 'n kort inleiding gee Paulus vir Titus duidelike instruksies oor sy take in die kerk. Dan gee hy leiding oor die nuwe tipe huishouding en dan die nuwe tipe mensdom wat die evangelie in hierdie Kretense gemeenskappe kan skep. Paulus sluit dan die brief af met 'n paar laaste groetwense. So Paulus open die brief deur Titus te herinner dat sy boodskap as apostel oor die hoop van die ewige lewe gaan. Met dit bedoel hy die lewe van die nuwe skepping wat nou reeds beskikbaar is deur Jesus die Messias. En hierdie hoop is lank terug beloof deur die God wat sy woord hou. Hierdie klein opmerking verwys na 'n belangrike tema wat die basis van die hele brief vorm. Een van die probleme in die Kretense kerk was dat hulle idees oor Jesus, die Christengod, vermeng het met al hulle idees van die Griekse gode, waarmee hulle groot geword het, spesifiek Zeus, hulle hoofgod. Kretense mense het beweer dat Zeus eintlik op hulle eiland gebore is. En hulle was lief daarvoor om verhale te vertel oor Zeus se agterbakse karakter. Hy sou vroue verlei en het gelieg om sy sin te kry. En Paulus wil baie duidelik wees, die God wat ons in Jesus sien, is heeltemal anders as Zeus. Sy basiese karaktereienskappe is getrouheid en waarheid, wat beteken dat die Christelike lewe ook oor die waarheid gaan, wat 'n groot aanpassing vir hierdie Kretense sal wees. Paulus gee dan vir Titus 'n tweeledige taak. Hy sê, die eerste is om nuwe leiers vir elke kerkgemeenskap aan te stel, 'n span wat hy ouderlinge noem, volwasse mans en paas, wie se manier van lewe radikaal anders is as die Kretense kultuur. Hulle moet bekend staan vir integriteit, totale toewyding aan Jesus, vir selfbeheersing en vrygewigheid, in hulle families sowel as in die gemeenskap. En hierdie nuwe leiers moet die goeie nuus oor Jesus onderrig en die korrupte leiers vervang, wat deur Titus gekonfronteer moet word. Dit is sy tweede taak. Paulus identifiseer die korrupte leiers as diegene van die besnydenis. Met ander woorde, hulle was etniese Joodse Kretensers wat gesê het dat hulle Jesus volg. Maar soortgelyk aan die probleme in Galasiërs, het hierdie mense vereis dat die nie-Joodse Christene besny moes word en die wette van die Torah moes volg, as hulle werklik volgelinge van die Joodse Messias wou word. Paulus sê hulle het 'n obsessie met die Joodse mites en menslike bevele. En om alles te kroon, is hulle net in die kerkleierskap besigheid om geld te maak. En Paulus met 'n briljante skuif gebruik 'n aanhaling van die antieke Kretense digter Epimenides, wat baie reguit en eerlik was oor die karakter van sy eie mense. Hy het gesê die Kretense is altyd leenaars, ongediertes en leivrate. Hulle verdof die lyne tussen waar en vals, tussen goed en sleg. En hulle doen alles net vir geld. En hoewel hierdie leiers beweer dat hulle God ken, spreek hulle Kretense leefstyl van die teenoorgestelde. Hulle moet reg gesien word en dit lei Paulus na die volgende gedeelte. As gevolg van hierdie korrupte leiers het baie Christene nou huishoudings en persoonlike lewens wat 'n totale wrak is. En op 3 verskillende tye beklemtoon Paulus die gevolge van dit.
Die boodskap oor Jesus word belaglik gemaak. Hulle nie-Christen bure het nou 'n goeie rede om bose beskuldigings te maak. En dit alles maak die onderrig oor God ons redder onaantreklik en dit maak dat niemand daarin belangstel nie. Paulus skets dan 'n prentjie van die ideale Kreteense huishouding wat aan Jesus toegewy is. Dit sou bestaan uit ouer mans en vroue wat vol integriteit en selfbeheersing is, sodat hulle rolmodelle vir jong mense kan wees. En die jong vroue moet nie rondslap en die huwelik vermy, soos dit in daardie tyd in Kreta mode was nie. Hulle moes eerder soek na getroue lewensmaats sodat hulle stabiele, gesonde gesinne kan grootmaak. En die jong mans, hulle moes dieselfde doen sodat hulle kan bekend staan as produktiewe, gesonde burgers. Christenslawe op Kreta was in 'n unieke posisie, want ons weet as gevolg van die evangelie is hulle as gelykes in Paulus se kerkgemeenskappe behandel. Daar was egter die gevaar dat hulle daardie gelykheid sou misbruik om nie hulle eienaars te respekteer nie, en dan geassosieer word met slawe-rebellie wat verder die Christelike boodskap sou skade doen. Jy kan sien dat Paulus hier fyn trap. Hy glo dat die evangelie oor Jesus sy bekeringskrag moet bewys in die openbare lewe as dit werklik die Kreteense kultuur wil verander. En dit gaan nie gebeur deur sosiale rebellie of deur Christene wat hulself onttrek van die samelewing nie. Hierdie Christelike boodskap sal aantreklik wees vir die Kreteense wanneer Christene ten volle aan die openbare lewe deelneem. Wanneer hulle lewens en huise op die oppervlak dieselfde lyk. Want as hulle fyn kyk, sal hulle bure ontdek dat Christene volgens 'n totale ander waardestelsel leef as gevolg van hulle toewyding aan 'n heeltemal anderste God. En dis die verskil wat Paulus pragtig opsom aan die einde van hoofstuk 2. Hy sê die waardestelsel wat die Christelike lewenswyse dryf, is God se vrygewige genade wat in die persoon van Jesus verskyn het en weer sal verskyn by sy wederkoms. Hierdie genade is uitgeleef toe Jesus sy eer opgeoffer het om 'n skandelike dood ter wille van sy vyande te sterf, sodat hy hulle kon red en verlos. En dis daardie selfde genade wat God se mense roep om nee te sê vir korrupte maniere van lewe wat nie in lyn is met die oorvloedige liefde van God nie. Paulus kyk dan weier as die Christelike huishouding en fokus op 'n visie van Christene wat soos nuwe mense leef in die Kreteense samelewing. Christene moet juis bekend wees as die ideale burgers, vreedsaam, vrygewig, gehoorsaam aan gesag, bekend dat hulle dit wat goed is vir almal najag. Maar dit is baie anders as hoe die Kreteense groot geword het. Hoe is Christene veronderstel om hierdie teenkulturele manier van lewe vol te hou? Paulus glo die kragbron is die transformerende liefde van die drie-enige God, soos in die evangelie verkondig is. En hy verken dit met 'n pragtige gedig. Hy sê, God se goedheid en liefde is wat ons gered het ten spyte van onsself, sodat deur die Heilige Gees God sy mense gewas en weergebore en hernie het. En deur Jesus het hy 'n manier vir sy mense gegee om voor hom regverdig verklaar te word. En dit alles maak die ewige lewe moontlik. Dit is 'n nuwe toekoms in 'n nuwe skepping. Hierdie lewende verhaal is so kragtig, dit kan nuwe tipes mense maak. Paulus is oortuig dat geesvervulde getrouheid aan die lering van Jesus God se genade oor die hele eiland van Kreta en oor die hele wêreld sal verklaar. Paulus sluit af deur te beloof om vir Titus 'n hulp te stuur, of Artemis of Tychicus. En dan sê hy hallo aan hulle gemeenskaplike vriende, en so eindig die brief. Die brief van Titus wys vir ons Paulus se sendingstrategie vir kerke om agente vir transformasie te wees binne hulle gemeenskappe. Dit sal nie gebeur deur 'n kultuuroorlog te voer of om presies soos die Kreteense te lewe nie. Hy roep eerder die Christene op om in wysheid aan die Kreteense kultuur deel te neem. Hulle moet die korrupte verwerp, maar omhels wat goed is daarin. As hulle kan leer om in vrede te lewe en hulle toe te wy aan Jesus en die gemeenskaplike welsyn, sal Christene in sy woorde die pragt van die boodskap oor ons reddende God wys. En dis waaroor die brief aan Titus gaan.